Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en ons is besig met 'n reeks wat ons noem Antwoorde op moeilike skrifte. En ek wil in die volgende paar episodes bietjie kyk na Paulus se omstrede doring in die vlees, waaroor hy skryf in 2 Korintiërs 12. Die rede hiervoor: as ons wil glo in die genesende krag wat ons tot ons beskikking het, moet ons nie hinker op 2 of 3 gedagtes nie. Ons moenie wonder, is ek dalk nou in my Job-seisoen of is hierdie ding van my dalk soos Paulus se doring nie? Nee, ons wil weet dat dit God se wil is dat ons in goddelike gesondheid sal leef en dat ons sonder twyfel sal weet, dat net soos wat dit God se wil is dat almal gered sal word, soos dit sy wil dat almal gesond sal wees. Want is behaal by een en dieselfde kruis. Daar was nie 'n reddingskruis en 'n genesingskruis nie, daar was net die een kruis. En daarom dan ook hierdie studie, dat ons hierdie doring van Paulus uit die weg uit kan ruim as siekte van God of 'n siekte wat God toegelaat het. So kom ek maak dit dan sommer van die staanspoor af duidelik, en ek sal dit ook vir ons uitwys deur hierdie studie, maar hierdie doring in Paulus se vlees was nie 'n siekte nie, en nog minder was dit 'n kroniese siekte of swak sig of blindheid, en ek weet nie wat alles mense al op hom gelaai het waaronder hy gelei het nie. Dat hy kronies siek was of van een of ander langdurige siekte of oogkwal gelei het, is totaal onskriftuurlik, en ek glo jy sal saam met my tot dieselfde gevolgtrekking kom na afloop van hierdie studie. So blaai asseblief saam met my na 2 Korintiërs 12, en dan net vir konteks, kom ons lees vanaf vers 1 af. Dit is waarlik nie vir my nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. Nou op die oog af wil die manier hoe Paulus hierdie stuk bewoord het, baie weird lyk. Hier praat Paulus van homself, maar hy verwys na homself as 'n man waarvan hy weet, so asof dit nie hy is nie, maar dit is hy. Om hierdie duidelik te verstaan, moet jy die vorige hoofstuk ook lees, hoofstuk 11. Waarin Paulus aan die gemeente vergelykings tref tussen homself en ander dwaase predikers wat hulself kom aanstel en kom roem, kom brag oor hoe goed hulle is en wat hulle alles al vermag het. Nou om tyd te spaar gaan ek nou nie hoofstuk 11 lees nie, maar ek wil jou aanmoedig om dit te gaan doen op jou tyd. Dit sal jou help om hierdie konteks net beter te verstaan. Maar daarom begin hy vers 1 met, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie. En daarom skryf hy dan hierdie geestelike belewenis en openbaring as iemand anders sin, want hy sê dan uitdruklik in vers 6, en ek lees uit die 2020 vertaling, as ek my wel daarop wil beroem, sal ek nie dwaas wees nie, want ek sal die waarheid praat, maar ek weerhou my daarvan, sodat niemand meer aan my sal toedig as wat hy van my sien of by my hoor nie. So Paulus wil nie hê dat met die deel van sy gesig en openbarings, dat mense meer van hom as Paulus sal dink nie, want vir hom het dit nog altyd oor Jesus gegaan. Hy wil altyd en onder alle omstandighede Jesus verheerlik en oor hom roem en nie oor homself nie. So hier is dan die aanloop tot vers 7 waarin Paulus dan vir ons gaan noem van sy doring in die vlees. So kom ek lees dit vir ons en dan kyk ons vandag wat Paulus bedoel het met hierdie doring in die vlees. Vers 7 sê, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaring nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Nou ek dink jy sal met my saamstem dat dit baie veilig is om te sê dat Paulus die Ou Testament baie beter geken het as wat enige van ons dit ken. Ek reken dis 'n veilige aanname om te maak. Dis dan ook die enigste geskrifte van God wat hulle op daardie stadium gehad het. En Paulus was 'n hooggeleerde fariseer voor sy bekering. Nou is dit moontlik dat Paulus met hierdie doring in die vlees 'n Ou Testamentiese metafoor gebruik het.
en dat hierdie nie 'n fisiese doring was nie en ook nie iets in sy fisiese liggaam nie. Is dit moontlik? Nou om hierdie moontlikheid te ondersoek, blaai saam met my na Numeri 33 vers 55 en ek lees uit die 2020 vertaling. As julle egter nie die inwoners van die land voor julle uit verdryf nie, sal die van hulle wat julle laat oorbly, soos splinters wees in julle oë en soos dorings in julle sye. Hulle sal julle aanval in die land waarin julle woon. Hier praat God van die aanvanklike bewoners van die beloofde land en die opdrag was nog altyd duidelik, verdryf hulle totaal en al, moenie iemand laat oorbly nie, want as julle dit doen, sal hulle vir julle irritasie wees soos 'n doring in julle vlees. En is dan ook baie duidelik dat hierdie 'n metafoor is. God bedoel nie dat al 3 miljoen Israeliete elkeen 'n splinter in sy oog en 'n doring in sy sy gaan hê nie, maar dat as hulle van die heidene sou oorlos, hulle vir die Israeliete so irriterend sal wees soos om 'n splinter in jou oog te hê. Hoe meer jy vryfoeseerder raak dit en hoe minder wil die ding uit jou oog uit. Vir nog 'n voorbeeld, blaai saam met my na Joshua 23:13 toe. Maar nou dink ek net vir konteks, kom ons lees van vers 11 af. Neem julle dan terdee in ag terwille van julle siele, om die Here julle God lief te hê. Want as julle ooit mag afwyk en hierdie nasies aanhang wat nog met julle saam oorgebly het, en julle met hulle verswaar en julle met hulle met julle meng, weet dan verseker dat die Here julle God nie langer hierdie nasies voor julle sal uitdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n stryk wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Hier's weer die doring, die keer in die oog. Maar weer eens is dit uiteraard nie fisiese dorings nie, maar vergelyk God hierdie vyand wat nie uitgedryf is nie met die absolute irritasie van 'n doring in jou oog. Kan jy imagine hoe moet dit voel? Maar let daarop dat dit nie God is wat die doring gee nie, maar dat die doring die oorsaak is van Israel, wat nie hulle vyand in die beloofde land uitgedryf en vernietig het nie. Israel wat nie hulle autoriteit geneem het nie. Maar ons ken hierdie storie, dat hulle met die vyande binne in die land wat God aan hulle beloof het, dat hulle met hulle ooreenkomste aangegaan het en sommige van hulle laat agterbly het. Want Israel weet mos altyd beter. En nie net Israel nie, ons ook. Maar ek wil nou nie daarop ingaan nie. Maar Paulus was goed bekend met wat in die Ou Testament staan en die beeldspraak wat God daar gebruik het. En hy gebruik daar dieselfde beeldspraak om die irritasie van die vyand in sy eie lewe te beskryf. Nie 'n fisiese doring, gebrek of siekte in sy liggaam nie, maar die irritasie van 'n vyand wat hom wil keer dat hy moet doen en sê wat God hom voorgeroep het. Want die vyand het uiteraard besef wat is Paulus se potensiaal in Christus. Nou ons is aan die einde van vandag se episode, ons tyd het ons ingehaal, maar moet asseblief nie ons volgende episode mis nie. Dan kyk ons verder na hierdie baie interessante gedeelte. Here, dankie vir u woord en dankie vir hoe mooi u woord alles net vir ons beskryf. Heilige Gees, ek bid dat u die waarheid van hierdie gedeelte en van Paulus se bedoeling en u bedoeling in hierdie teks, dat u hierdie waarheid aan ons sal openbaar. Ek weet dat u nooit waarhede vir ons wegsteek nie, maar dit is weggesteek vir ons om te ontdek. Sal u kom en dit vir ons openbaar soos wat net u kan. Dankie Here Jesus, aan u al die lof en die eer tot in ewigheid. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.